Goeiemôre aan elkeen van julle. Net so 'n kragtige woord wat God met my gedeel het wat ek graag aan julle wil oordra. God vra, wat herken hy in jou lewe? 'n Passiewe gedagte of 'n permanente gedagte? En daarom sê God, moet ek en jy net op hom alleen fokus. En wanneer ons die woord van God sal oopmaak daar by Filippense 4 vers 19, dan staan daar: en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Nou, hierdie volgens beteken wat God herken. So God sal in jou behoeftes voorsien dit wat hy in jou lewe herken. So as God nie geloof in jou lewe herken nie, wat sal hy dan aan jou voorsien? Want God reageer alleenlik wanneer hy geloof in jou en my lewe herken. So wanneer jy nie ontvang wat jy nodig het nie, terwyl jy steeds sou sê, maar God het beloof dat hy in al my behoeftes ryklik sal voorsien, dan moet jy begin kyk na jou lewe. Doen jy dinge in geloof? Of doen jy dinge in vrees? Hoe tree jy op? Maar ook, hoe gebeur dit dat jy of in vrees of in geloof optree? Dit kom van 'n gedagte af. So indien dit vrees is, dan moet jy weet dat dit van 'n kinderagtige, luister mooi, gedagte afkom, want die woord sê in 1 Korintiërs 13 vers 11 staan daar duidelik: toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou het ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Maar dit sê ook, as ons so 'n bietjie teruggaan in 1 Korintiërs 13, daar vers 8, dat die liefde vergaan nooit nie. Maar selfs profeseë en woorde sal vergaan. So God sê dat selfs kennis en gedagtes sal vergaan. En daarom is dit so belangrik dat wanneer 'n gedagte by jou opkom, luister mooi, moet jy dit passief hou, anders word dit permanent. As jy dit sou toelaat, dan word dit permanent. Jy mag dalk vra, hoe gebeur dit? Dan kom 'n gedagte by jou op en dan spreek jy dit. Of jy reageer daarop en dit veroorsaak permanente skade. En onthou dat sorry gaan dit nie verander nie, en dit is presies wat die vyand wil hê. Want hy weet, as hy dit kan regkry om jou passiewe gedagte te verander in 'n permanente gedagte, veroorsaak dit permanent skade in jou lewe. En daarom moenie reageer op elke gedagte wat in jou kop opkom nie. Want jy wil nie permanente skade hê nie. En daarom is dit so belangrik om versigtig te wees waarna jy kyk, waarna jy luister, maar veral ook wat by jou mond uitkom. Vra gerus vir mense wat van hulpmiddels gebruik maak om as ware oor 'n gedagte of 'n emosie te probeer kom, of oor 'n situasie te probeer kom. Hulle dink dat daardie hulpmiddels gaan help, maar dan veroorsaak dit dikwels permanente skade. Hoekom? Want dit word maklik jou lewenslyn, jou lewenstyl, iets waarsonder jy langer nie kan klaarkom nie. God wil nie hê dat jou passiewe gedagtes permanente gedagtes moet word. So byvoorbeeld, ek hou nie van daardie persoon nie, of ek haat hom of haar. Dit kan so erg word dat jy voel dat jy daardie een kan doodry wanneer jy hulle op straat kry. En dan moet jy weer daardie gedagte alreeds permanente skade by jou veroorsaak het. God wil hê dat ons as mense net op hom gefokus moet wees. Ons moet fokus op dit wat God in ons lewens wil doen en wat ons vir hom kan doen. Sodat ons al die ander dinge buiten dit, sodat dit nie langer vir ons sal saak maak nie. Daar in Lukas 9 vers 51 lees ons: toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin. Kan jy sien hoe gefokus was Jesus? Kan jy ook so gefokus op God wees? Dis die vraag op hierdie woensdagoggend. So gefokus dat jy nie langer verkeerde dinge hoor, daaroor praat of selfs kinderstories hoor nie. Maak nie saak wie of wat sê nie.
Kan jy so gefokus wees op God, dat jy kies om nie langer jou tyd te mors met onbenullighede wat in elk geval tog vergaan nie? Die groot probleem is 'n gees van godsdienstigheid. Want godsdienstigheid is nie standvastig nie. Hulle sukkel om hulle fokus net op God te hou, want hulle is besig, mense met 'n gees van godsdienstigheid, om te kyk en te luister wat ander godsdienstige leiers en ander kerke doen. Jesus het geweet hoe om op sy Vader te fokus. En dit beteken, hy het nie tyd gehad om na die skares, die menigtes rondom hom te kyk nie. Hy was net gefokus. Kan jy dit sê? Paulus kon dit sê. En ons lees daarvan in 1 Korintiërs 1, daarvan in vers 15. Paulus sê dat hy so gefokus was om dit te bedien wat God hom beveel het om te preek. En hy weet dat die wêreld dit nie altyd wil hê nie, of dat mense nie wil hê dat hy dit moet preek nie. Maar nou weet hy ook dat dan is dit dwaasheid by God. Kan jy dieselfde as Paulus sê? So wat mense ook al van jou verwag, laat hulle maar begaan. Maar jy bly op God gefokus, ten spyte van omstandighede, ten spyte van situasies, ten spyte wat mense ook al van jou verwag. Jy bly op God gefokus. Daar sal altyd mense wees wat hou van afleidings, wat hou van vernietiging, en wat veral ook in hierdie tye net praat oor die eindtye. Laat hulle maar praat. Dis wat God vanoggend sê, laat hulle maar praat, solank jy net so gefokus op God bly, dat jy hulle nie eers hoor nie. Die probleem met die mensdom van vandag is, ons wil reageer op alles en op enigiets wat ons hoor. En in plaas daarvan dat dit net passiewe gedagtes bly, word dit permanent wat jou hele leefstyl en jou hele lewe as ware, ek wil amper sê op 'n sekere manier besoedel, want dit veroorsaak permanente skade by jou. Daarom, fokus op God. Wees standvastig en hou op om jou ore uit te leen vir elke geloof. Want luister, jy's nie hier vir die massas nie. Jy's nie hier vir die menigtes nie, vir die skares nie. Jy is hier om op God te fokus. En jou doel is om hom alleen te dien en hom te verheerlik. God seën jou.